Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Maar ek wil nou vandag vir julle vertel hoe dit vroeë jare gewerk het as dit so gebeur het as ons so af en toe moes Kaap toe gaan. Nou kyk, dit was nie sommer nou net vir op die bakkie klimmery nie. Daar was omtrent 'n week lank se voorbereidings gewees. Nou die heel belangrikste was mos nou die kostrommel. My pa het nie geglo om langs pad kos te koop nie. Nou die kostrommel is 'n standaard outfit was 2 gebakte boknekke, 24 hardgekookte eiers, 2 broodse toebroodjies en 2 bottels koffie. Dit was nou die heel belangrikste deel van die vrag. Nou die ander goed wat saamgaan was nou 'n geleide geweer. Ek sal nou vir julle vertel hoekom dit nou gebeur het. Daar's 'n goeie rede daarvoor. En dan 'n kan water en 'n rol tou. Dit was nou omtrent die standaard uitrusting as ons altyd moes Kaap toe gaan. Nou daar's nou net een tyd waar ons weggetrek het en dit was 3 uur in die oggend gewees. Nou die eerste 80 km was slegte grondpad. En dan as ons op die teerpad kom, dan was dit nou 'n saligheid wie omtrent nie kan glo nie. Nou maar ons het daar by Klein Willem se dam gekom het. Daar's nou daar gebreakfast. Nou dit was omtrent 'n groot ding gewees. Dit was amper waar die hele trip gegaan het. Nou net so boek aan die pad was 'n motel geweest, die Olifantsdam motel. Ek dink nie hy bestaan meer nie, want en die dam se wal is hoor gemaak en die pad is verlê, die pad loop nou heeltemal anderster. Maar net nou onderkant op die parkeerplek het ons stil gehou na as daar 'n gebreakfast. Nou die boknekke wat ons nou saamgevat het, dit was nou nie hierdie skaapnekke wat so groot as bakpoeierblikke is nie. Daai boknekke was so groot soos 2 liter kookbottels. Nou dan ons nou daar geëet. Nou ons het nog hoor die ander mense koop kos langs pad, maar hy pa het nie geglo om kos langs pad te koop nie. Hy het gesê hy betaal nie om donkievleis te eet nie. Want hierdie vleis wat ons nou hier eet, dis die heel beste wat hy in die wêreld kan kry. Nou daai tyd ek hom nie geglo nie, maar ek het later agtergekom hy was reg. Nou maar dan ons nou daar geëet soos verhongerde mense. En die boknek se bene is daar by 'n wal afgegooi. Ek dink dat as daar nou oor 'n paar honderd jaar argeologiese opgrawings moet wees, as die argeoloog daarom seker kopkrap oor wat se dier daar begrawe is. In elk geval, as daar nou klaar geëet is daar, is er nou al, staan die son nou al lekker, dan steek ons deur Kaap toe. Maar kyk, die tyd kon die ou mense mos nie in die Kaapse verkeer ry nie. Die mense na wie ons in die Kaap gegaan het, moes ons daar by Kalani Gardens rondkry. Ek weet nie, dit was of dit toe Kalani Gardens was, maar daar was 'n melkery gewees. Ek dink dit was die Grendel se melkery, so die beste sommer so langs die pad in 'n kamp gestaan. Nou ons het gepraat van die plek van die bondkoeie. Nou die familie daar in die Kaap by wie ons nou oorgebly het, moes ons daar kom kry na, nou moes ons agter hulle aanry na die huis toe, seker tot hulle groot ergernis. Maar nou ja, daarom altyd so 'n vleisie of wat gekry vir die oorbly. En as dan die Kaapse besigheid nou gedoen. Maar dit was nog voor die Pick n Pay daar, was voor die hipermark se daar en voor daai goed. Die enigste supermark, sal ek nou maar sê, was die Oukei Bazaars in Adderleystraat. Dit was seker meer van 'n afdelingswinkel gewees. Nou hy het so 'n paar lae gehad, so 'n paar verdiepings. Nou dan ons omtrent roltrap op en afgery. Dit was omtrent 'n vreemde besigheid. Maar kyk, ons is nou van die platkant van die platteland af gekom. Die mense daar het sommer gesien, dis plaasmense hierdie. Nou ja, toe is ons eendag daar, maar daar's baie mense en daar raak my broer toe weg. En toe ons nou agterkom hy's weg, toe moet ek en my pa omdraai om te gaan soek. Maar daar sit 'n antie op 'n bank en sy sien toe ons daar verbykom, toe sê sy, "Julle soek seker die seentjie met die tiervel hoed wat aan die een kant opgeslaan is." Nou ja, so het dit nou gegaan. Toe ons in die Kaap moes besigheid doen. Nou dit het so een keer 'n jaar of een keer in 2 jaar gebeur. Maar nou ja, vandag gaan we dan so dat ek min ek kan daarom ook nou in die Kaap ry. Nou ja, dit is nou soos die tyd gegaan het.